Reis saam met bierpens, Matuba St. Lucia. Soos julle kan sien is die afdraai na Kwamsaan toe, wat 'n vinnig groeiende woongebied is in die area. Slabisa was eintlik veronderstel om die ekonomiese groeipunt te wees van die deel van Zululand, maar kapitalisme het dit anders toe beplan en die groeipunt het toe by Matuba opgeëindig, wat ernstige druk op die dienslewering sit. Hier is nie regtig rioolwerke wat dit kan hanteer nie. Hier is nie waterwerke wat die snel groeiende gebied kan hanteer nie. En die vullestorting terrein kan ook nie die druk hanteer nie. So ja, kapitalisme werk nie altyd 100% nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ons is nou op pad om te reis na St. Lucia. So ons vat hierdie nuwe afdraai van die N2 af, wat onder deur die brug gaan. Links gaan jy Kwamsaan toe, reg gaan jy St. Lucia toe. Die is nog nie die Wildtuin afdraai nie, mense. Die volgende brug is die Wildtuin afdraai. As jy links gaan, gaan jy Wildtuin toe. As jy regs gaan, dan kom jy terug Matuba toe en dan gaan jy St. Lucia toe. Daar's net een pad in en uit op St. Lucia toe en dis die R618. Daar is nie 'n ander pad nie. Daar's nie 'n alternatiewe roete nie. Daar's nie 'n ompad nie. Daar's nie 'n pad deur die Wildtuin of deur Isimangaliso vlei landgebied nie. Daar is net die pad in St. Lucia toe, deur Matuba. Daar op die linkerkant het ons steers, hulle maak goeie hamburgers. Weet, is nou nie in 'n wenslike area as mens na die misdaad van Suid-Afrika kykie, maar dis een van die veiligere areas. Sien hier 'n bord van Wendy's gastehuis. Sal nou oor Wendy's praat, ons net gou oor Debonaires en Steers klaar praat. Dis 'n Celtex fuelstasie, vinnige diens, skoon netjiese eetfasiliteite vir al as jy vinnige takeaway wil gryp. Die volgende stop is die engine stop, my so 30 kilos van hier af. Ook dieselfde Steers fuelstasie, skoon badkamers vir die mense wat hulle bene wil rek. Ek was moet nou sê, ek was nie onlangs in by die Celtex toiletgeriewe nie. Ek moet dit gaan opsoek en kyk of dit die stop die moeite werd maak. Kom terug na die gastehuise in St. Lucia, in Matuba toe. Wendy's gastehuis is in die Golf Estate van Riverview geleë. Nie heeltemal 'n Golf Estate soos wat ons hom regtig ken in die westerse wêreld nie, maar baie mooi. Dit is die Riverview is die uitbreiding van Matuba wat gemik was om huisvesting te bied vir die suikermeule. Maar toe die suikermeule geprivatiseer is en uitgekoop is, het dit nie meer so gewerk, heeltemal nie. Riverview is nou meer oop vir die publiek, alhoewel dit nog steeds wat die Engelsman sal sê, 'n gated community is, 'n sekuriteitsgemeenskap is. Is dit nie net oor die golfbaan nie, dis met maar 'n bietjie van Wendy's af ry na die golfbaan toe, dis daarom nou nie heeltemal loopafstand nie. Veral nie as jy nog 18 puitjies golf wil gaan speel nie. Riverview golfbaan is 'n 9-gaatjie golfbaan met dubbel afslaan. So dit maak dit 18 puitjies, maar dis nie 18 unieke puitjies nie, dis daai 9x2 golfbane. Hier kom ons nou in Matuba in. Op die linkerkant is die Shoprite gebou met 'n Clicks, 'n Truworths, Identity. Wat staan nog? Fushini, Bradlows en Edgars.
As jy net wil groceries koop, is die Pick n Pay hier op die regterkant blykbaar meer gewild vir die vakansie, onder die vakansiegangers. Ja, ons het nou net daar verby 'n lodge gekom, wat ek nog wou gepraat het oor die Swartbaar hengelgeleenthede. Dit kos R50 per persoon vir dagbesoekers. En dis 'n catch and release dam. Daar's 2 of 3 kleinerige dammetjies, maar hulle het regtig mooi swartbaars in. Dit word gereeld deur die mense besoek. Hierso kom ons by Boxer. Dit is die taxi rank van Matuba. Ook 'n Caltex volstasie. Toiletgeriewe nie wat wonders nie. Toiletgeriewe nodig het, sal ek liewerste na die BP garage toe gaan daarvoor. Alhoewel dit 'n R2 betaal toilet is. Gebruik ek eerder die BP garage en daar's 'n BP shop ook vir 'n vinnige stop. Hou maar julle selfone en julle losbagasie binne in die kar. Daar mag moontlik grypdiewe wees by die BP garage. Daar streng veiligheidsmaatreëls, sekuriteitskameras en sovoorts, maar mens kan nie altyd in die deel van die land waar hongersnood so groot is, bestaan bekamp nie. Daar is ons vandisiekrale. Dis natuurlik teen die Matuba inwoners se wense. Hulle wil dit graag meer na die buitewyke van die dorp toeskuif. Hierdie deel van Matuba het ons 'n Nando's, baie lekker Kentucky's, hier's 'n Checkers en 'n paar Chinese winkels en 'n klomp klerewinkels. Hier's 'n Gans vir motor onderdele. Die kant van Matuba is die FNB bank. As jy nou hier regs indraai, FNB, Absa, dink as 'n Nedbank ook. 2 apteke, Opel boterhandelaar. En nou gaan ons deur. Ons gaan St. Lucia toe ry. Heel wat beeste en voetgangers op die pad om vooruit te kyk, veral as jy verby die Mondsee afdraai gaan. Van hier af tot by Northdale is dit 'n redelike mooi oop pad, 100 km/h streng. Dis heel wat spoedlokvalle op die pad, omdat daar so baie ongelukke is weens oorhaastige bestuurders wat dan by die natuur of die plaaslike bevolking kontak maak, soos met die beeste ensovoorts. Ja, om die volgende draai is Northdale en daar's verskriklike spoedhobbels. Jy moet reg afkom na 20 km/h. Die mense by die bote, wees asseblief gewaarsku vir daai spoedhobbels, die bote en die karavane. Dis nie 'n baie aangename ondervinding nie. Ja, vir die kinders, bietjie vaderskunde in biologie. Die bome wat hier links en regs van julle geplant word, is bloekombome. Ja, dis 'n kultivar wat geplant is om by ons omstandighede aan te pas. Sodra hy ryp word, gooi hy die bas af, dan is dit nie nodig om te skil voordat hy geoes word nie. Maar die groot rede hoekom hy so vreeslik reguit groei, hier is Northdale se waarskuwingstekens nou. Die groot rede hoekom die bome so vreeslik reguit groei is omdat hulle naby mekaar geplant is en hulle mekaar jaag vir die son. Ons almal het nou al 'n bietjie geleer van die groen van die blare wat met die son fotosenteer en dan so die water in die grond uit optrek en die voedsel vir die bome die water en die voedingsstowwe so verkry. So as die boom nie sonlig kry nie, dan gaan hy doodgaan. Maar as hulle so naby aan mekaar geplant is, dan reisies hulle mekaar vir die sonlig. Hulle kry nie kans om sy takke te maak nie. Sal sien die wat na die son toe kyk, as jy links kyk, sal jy sien die wat son toe kyk het sy takke. Maar die wat in die middel staan het geen sy takke nie. Nou dit maak vir hierdie mooi pale wat min knoetse het. Selfs die telefoonpale hier op julle regterkant kom van hierdie bloekombome af wat julle nou tussen deur ry.
ook daai kragpaal daar regs voor kom van hierdie bloekombome af. Nou, hulle word met 'n tipe van 'n teer behandel wat die verrottingsproses in die insekte keer. Dit gee die pale nogal 'n hengse lang leeftyd. So op 25-30 jaar word die pale vervang, maar hier's van hierdie pale wat nou al hier so staan vandat ek op skool is. Dis oor die 40 jaar terug. En ja, die behandeling wat hulle kry word kreesuit genoem. Nou kreesuit stink verskriklik en is hoogs vlambaar. Dit word nie juis aanbeveel in die bou van log cabins en dek buitekant van jou huis en daai tipe goed nie. Daarvoor moet jy CCMA pale nodig. Nou dit is die pale wat die groen behandeling kry. Sy leeftyd is nie so lank nie, maar hy brand nie so maklik soos die kreesuitpaal nie, om mee te begin. En hy stink nie so vreeslik nie. Ja, die kreesuite verloor sy reuk. En as hy droog is, dan brand hy nie maklik nie en al daai dinge, maar die regte ding vir huishuise en vir dek en tuinversiering is maar die CCMA paal. Jy kan die CCMA paal later van tyd met kreesuit of met 'n produk wat by die huishuise gebruik word wat Waxel genoem word behandel. Maar ja, dis die afdraai na die kaasplaas toe. Dit is ete besoek werk as dit die dag reënerig is of winderig of plesierig is. Jy soek iets om met die kinders te doen. Maak lekker pizzas. Die meeste kaase wat hulle daar maak is maar jou roomkase. Baie lekker. Daar is so 1 of 3 diere in hulle petting zoo, 'n hele paar voëls. So ja, interessant. Ons is nou nog so ek skat so 17-18 kilometer van St. Lucia af. Volgende interessante besienswaardigheid wat ons gaan kry is 121 bataljon op die linkerkant. Julle sal sien daar sal so 'n kanonnetjie artillerie kanon op die linkerkant staan. Die 121 was nie artillerie basis gewees nie, dit was 'n opleidingsbasis vir spesiale dienskorps. Hulle het van Fanny's Eiland, Charters Creek, so om Sodwana, Black Rock en daai plek hulle opleiding gekry. Nou spesiale dienskorps is die ou Suid-Afrikaanse rekkies gewees, wat omtrent gelykstaande aan 'n Amerikaanse Green Beret tipe opleiding is. Ek dink net ons rekkies was 'n bietjie meer van hulle koppe af gewees. Op die linkerkant sien jy die Wildstraat van Isimalingdeliso Vlei-land gebied. Hy is geelektrifiseer om die olifante binne te hou. So ja, daar's nie altyd olifante nie, maar van tyd tot tyd is ons gelukkig om sien die olifante, die zebras, kameelperde, blauwildebeeste, buffels, luiperds. Maar die grootste aantrekkingskrag wat ons hier kry is maar die olifante. So julle dit noem sodra ons daar verby die punt gaan waar ons die olifante kan sien, die meeste van die tyd. Ry maar stadig om hierdie draai. Mense is lief om op hierdie blinde draai verby te gaan. Die draai is onegalig. En veral as jy met redelike hoë spoed omkom, dan kan jy jouself 'n bietjie misgis en dan raak die draai ongemaklik. Net sodra jy dink jy is op 'n gelykpad, dan kom daar weer so 'n skerp draai vorentoe. En hy is 'n bietjie aan die verkeerde kant toe skuins dat hy die kar van balans, voertuig van balans afbring. Ja, dis nie eintlik 'n Jeremy Clarkson tipe storie nie, so dis maar net vir interessantheid. Volgende besienswaardigheid wat ons kry op die regterkant is die Doeke saagmele. Hy is oop vir die publiek om by te koop. Dit is 'n industriële werksarea. Nie altyd gerieflik om met 'n
gewone sedan voertuig daar in te ry nie. Dit is partykeer baie nat en modderig. Maar mens kan mooi afval daar koop en baie mooi planke vir goedkoop koop, maar jy moet dit dan self behandel. Jy het 'n diep penetrasiebehandeling nodig, soos borax of ek kan nou nie daar nog goed onthou nie, maar glycosebol wat hulle gebruik vir antivries in motorvoertuie. Maak vir jou 'n dipbad daarmee, jy dip jou groenhout daarin, die sap van die hout wat uitdroog, sal die behandeling intrek. Maar wat hulle in die so 100-200 jaar terug gebruik het, die borax oplossing, was wat hulle die ou lokke, die houthuise gebruik het, wat vandag nog maar staan. Op die linkerkant sal net verby een van die plekke waar mens die olifante gewoonlik sien. By die right windskerm is 'n bietjie vuil, so die sonsopkoms is nie baie mooi in die video materiaal nie. Sal later van tyd sal ons beter video materiaal gebruik om 'n beterheidsgids te doen, maar op hierdie stadium is die enigste ene van die area wat in Afrikaans beskikbaar is. Ons gaan nou weer af teen die afdrander, volgende kant op die linkerkant is waar die meeste olifante gesien word. So, julle oor links, Papa Slek af. Nee, hier is niks olifante nie, en hier was vir die hele rukkie die olifante nie. Die volgende opdraandetjie het 'n baie slegte plek in die pad. As jy om 100 km/h vat, druk hy jou kar vreeslik rond. Veral as jy 'n karavaan of 'n boot agter het, so ek stel voor dat jy Slek af. Daar is een van hulle, maar die groot ene is nou net hier so. As ek met Lilo, die Mahindra wat ek nou mee ry, hier kom, dan boksspring sy, dit voel sy of sy soos 'n street outlaw, soos daai farm truck, sy haar agterwieletjies hardloop. Volgende afdraai wat ons gekry daarvoor regs sal die Mondsee afdraai wees. Vir mamma is daar kwekery, vir pappa is daar 'n golfbaan, vir die kinders is daar verskeie pizza eetplekke. En daar was altyd 'n voëlparkie gewees, daar is 'n Curio winkel. Is ook 'n dagbesoek, so 4 ure, 3-4 ure in die moeite werd. Van hier af is ons nou 13 km St. Lucia toe en 14 km in Mondsee toe. Daar is nie regtig 'n volstasie nie, so maak seker jy het genoeg brandstof vir die in- en uitry. Jy kan sien daar's skynrats, skynkatters, sulke interessante plekke. Daar is akkommodasieplekke, maar soos die Mondsee Karavaanpark is baie gesog, veral omdat daar baie aktiwiteite vir die kinders is. Maar is meer vir mense wat wil bly, wat die plek kry binne seisoen in St. Lucia nie, en wat off the beaten track wil wees, wat nog 'n stolbos vakansie soek. Jy sal sien ons gekom nou by Duku en Duku Suid is op die regterkant, Kula Village is op die linkerkant. Daar was 'n poging gewees om die mense die natuurlike fout op die regterkant te red, en toe Kula Village gestig met sy dienslewering, elektrisiteit, waterretilasie op die linkerkant. Maar die meer tradisionele mense het regs aangehou bly en aangehou uitbrei. So van die Mondsee afdraai af, wees versigtig vir diere op die pad. Hou die spoed maar redelik laag. En kom veilig aan in St. Lucia. Weet julle is haastig om daar te kom. Ek byvoorbeeld is heidaglik laat vir werk met 'n hele 10 minute. Maar dit is nie die moeite werd om te jaag op die pad nie. So
soos wat ons deur Kula Village ry, gaan ek julle die besienswaardighede opnoem. Snaaks genoeg, mense dink, swart woongebied, lokasie, wat wil ons daar sien? Doen julle self 'n guns en boek op een van die kulturele toere en gaan meng 'n bietjie met die mense en kyk hoe lewe hulle. En kyk waar kan ons konflik vermy in Suid-Afrika met ons politieke standpunte en waar kan ons help? En kyk, moontlik kan jy raak sien, hoekom is daar politieke konflik? Ek weet nie. Hier op die linkerkant is 'n interessante curio winkeltjie. Ek is natuurlik nie baie inskik met sy ontwikkeling nie, want dit is al onwettig gestop van 'n publieke hoofroete af. Hier is die beperking 80 km/h mense. Hier sien ek bordjies op nie, so julle gaan nie vervolg word nie. Maar OV, as jy dalk per ongeluk 'n voetganger raak kry, is jy in moeilikheid. Nou die Kula Market het toegemaak hier op die linkerkant, daar was konflik gewees tussen die plaaslike kunstenaars en van die toergidse op een van die busse en die kunstenaars en die bus met klippe bestook en dis nou nie meer offisiële stop nie. En die mark het heeltemal doodgeloop. Hierdie is nou 'n 60 sone, alhoewel daai bordjie sê 80-60, is dit op die Government Gazette aangeteken is 'n 60 sone. Baie kindertjies wat oor die pad hardloop, hulle het 'n vieslike speletjie ontwikkel om te kyk wie kan voor 'n kar verby hardloop sonder om raak gery te word. So hou maar in julle spoed. Grens hierso. Dis nou Kula Village hoofingang hierso op die linkerkant. Behind die Cultural Village, ek weet nie of dit 'n besoekie moeite werd is nie. Julle kan gaan kyk, maar ek sal definitief 'n besoek wat die moeite werd was, is Fafa Cultural Village Tours. Ja, skiet my, dis een van die produkte wat ek al in 1996 ontwikkel het. Basipo Msweli en sy span doen regtig moeite om dit vir die mense aangenaam te maak. Julle kan gerus by die padstalletjie stop en die plaaslike kunstenaars ondersteun met hulle houtsneewerk. As julle by die huis kom, spuit dit goed met doom en dan kan julle dit met daai meubelpolituur, rooi meubelpolituur smeer. Dit verleng sy leeftyd baie. Maar spuit hom eers goed met doom. Ordentlik nat. Hierdie is die vlindertjie koepel, Butterfly Dome. Nie 'n groot sukses gewees nie. Ek dink nie skoenlapperkyk is so groot in Suid-Afrika nie. Dit is meer iets wat lewendig gehou moet word deur die toergidse. En ek sien die opleiding onder die toergidse is nie meer wat dit was nie. Hulle is oorgelos aan hulle eie genade. En dit's jare terug het ons die toergidse stories wat hulle vertel gebruik om spesifieke elemente in die area wat ekonomiese stabilisasie bewerkstellig te bevorder. So ons het die toergidse gemotiveer, gedissiplineer om die ekonomiese stimulasie van die area te bevorder. Maar ja, die skoenlapperkyk is nou nie 'n groot sukses op sy eie gewees nie. Interessante skoenlappers wat ons hier kry is die skoenlappertjies wat op die dadelpalms bly. Die wilde dadelpalms bly. Nou, hulle is oral op die Cape Wild pad. Die staproetes van die krokodilplaas af en so aan, en selfs op hierdie pad in St. Lucia toe. Hierdie op die linkerkant is die hek na die westelike oewer van die isiPanglisi Vlieland Park toe. Wees gewaarsku, jy moet 90 minute daar binnekant bly, al is dit net 'n halfuur se besoek werd. Maksimum 'n uur moet jy 'n uur en 'n half bly. As jy dit nie by jou tydfaktor inwerk nie, dan kan jy jouself in moeilikheid bring vir die ekstra halfuur wat jy daar binne moet bly.
Nou hierdie gedeelte is ou, volgens baie mense ou bagger restante. Baggerboot in die St. Lucia estuary dieper gemaak om die sediment wat met die Verluisie rivier afkom uit te bagger. Maar dit was nog altyd maar 'n moerasagtige gedeelte gewees. Die Nema gras en die Ohlango riet groei hier, wat baie belangrik is vir die Zulu se kunswerke en tradisionele matte wat hulle maak. Die matte wat van die Nema gras gemaak word, sal die Zulu se rykdom bepaal wat hy in sy huis hang, in die ou dae oor sy kraalmuur gehang het, of voor sy riet het, gras het gehang het. Vandag gebruik hulle nog steeds die matte. Eenmaal 'n jaar rondom Mei maand, van die 1ste Mei maand af tot aan die einde van is hulle geregtig om Nema gras te kom oes. Nou hier is ons by die ingang van St. Lucia. Sien julle, dit was nie so erg gewees nie. Dit is so 'n bietjie meer as 8 minute se ry as jy by die spoedgrens hou. Nou kom ons oor St. Lucia meer. In die somermaande van 1 September af sien ons die swaalkies. Baie interessante gebied om te kom besoek. St. Lucia's hoofstraat is net 800 meter lank van die een verkeerssirkel tot die ander verkeerssirkel. So dis heel gemaklik om die St. Lucia deur te stap. Selfs vir 'n groot man soos ek wat nie lief is vir stap nie, is dit nie 'n onmoontlike buitensporige stap nie. 2 Pokémon stops soos jy by die dorp inkom en 1 by die ander verkeerssirkel op die ander 800 meter. Interessant vir die kinders en die mense wat Pokémon stop. Ek is 'n team Mystic myself. Julle sal sien dat al die torings in St. Lucia is rooi. Ek wil graag hierdie mense met my help om met blou te kry. Nou ja, hier is Bierpens by sy werk. Ons sal voortgaan met personeelopleiding. Ek weet nie hoe lank gaan dit nog aanhou nie. Blykbaar tot einde Februarie, dan moet ek iets anders te kry om te doen. Lekker dag. Hoop julle die reis geniet.